Hoekom is dit nodig om te bid as God klaar al die antwoorde het? As hy klaar alles weet, van die begin tot die einde af. Die Bybel sê, voor jy nog gebid het, voor jy nog gedink het, het God klaar geantwoord. God weet reeds. God ken die antwoord. So, hoekom is dit enigstens nodig om te bid? Ons gaan bietjie vandag daarna kyk. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. U is so kosbare God, Here. U is so lief vir ons, Here. Ons waardeer U en ons dank U, Here, dat U aanraak, dat U genees. Here, dat U deur U Heilige Gees ons opbou en ons versterk. Ons eer U, Here, vir die geleentheid om U te ken in al ons weë. En dankie vir hierdie woord vandag in Jesus naam. Amen. Ja, ek het ook al baie gedink, hoekom is dit nodig om so te bid? En partykeer as 'n mens bid, hoekom voel dit, jy kry net nie die antwoorde nie. Jy probeer en jy's besig en jy soek en jy stoei en dit is so, en party mense dink, gebed is net hierdie shopping list. Hulle het hierdie idee, hulle kan die brief tik, die e-mail stuur en God moet dit net doen. En dan is dit nou maar so. Dis wat hulle dink wat gebed is. En dis glad nie gebed nie, julle. Dis glad nie gebed nie. Ek wil dit vir jou sê, dis glad nie gebed nie. Gebed is wanneer jy met God begin tyd spandeer, sodat jy in die plek kan kom waar God met jou kan praat, waar jy kan gevorm word, waar jy kan gebou word, versterk word, bemoedig kan word, sodat jy in die wil van die Here sal wees. Dis iets wat ons as mens maar sukkel om te verstaan, is ons wil ons eie pad uitkap. Ons dink, dit gaan vir ons lekker wees, ons dit op ons manier doen. Maar God het 'n spesifieke manier. God het 'n manier en dit noem ons sy wil. Die Bybel sê, laat sy wil geskied. Laat sy koninkryk kom. Laat dit wees soos in die hemel. Net so ook op die aarde. Hy vra dit, dis sy wil. En dan sê hy hierdie woorde, en die mense het dit gesê, Here, laat nie my wil geskied nie, maar laat U wil geskied. Dit is my gebed vandag vir jou. Dit is my gebed vandag, dat ek en jy meer sal bid. So hoe kan ons gebed meer effektief maak? Hoe kan ons dit doen? So ek wil wegspring en sê, daar is definitief 4 maniere waarop God gewoonlik gebed beantwoord. 4 maniere. Die eerste daarvan is dat God sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. En ek dank die Here dat die Here nee antwoord op gebede. Dat hy sê, nee, ek het 'n beter plan vir jou. En wanneer God nee sê, is dit nie om jou te straf nie. Dit is juist daarom, omdat daar iets beters en iets mooiers vir jou op pad is. So gee God kans. God antwoord baie keer nee, en dan sê hy, dis is hoe dit werk. Die tweede manier waarop God 'n mens beantwoord, is om te sê, groei so bietjie, groei eers. Ek wil jou antwoord, maar groei. Ek wil hê jy moet die vaardighede, jy moet die dinge ontwikkel, jy moet die planne kry, jy moet iets begin doen. So, gebed is werklik soos 'n krygsman, of soos 'n mamma, of soos 'n spesialis, wat elke vorm en elke ding gebruik om die doelwit te bereik. Met ander woorde, kom ons sê, 'n gebedskryger, elke tegniek, elke oefening, elke situasie, is nie die geveg nie. Hulle doen al hierdie dinge om die geveg te wen. 'n Mamma in haar huis, sy het al hierdie vaardighede, hoe om 'n mamma te wees, hoe om betrokke te wees, 'n vrou vir haar man te wees, 'n mamma vir die kinders te wees, in die gemeenskap betrokke te raak. Sy het al hierdie vaardighede, sodat sy suksesvol kan wees en haar plan kan uitvoer. Nou iemand wat bid, 'n Christen wat bid, ontwikkel hierdie vaardighede. Partykeer huil ons, partykeer stoei ons, partykeer roep ons, partykeer skree ons, partykeer veg ons, partykeer verklaar ons, partymal, dan kom ons in 'n plek waar ons net doodstil is en net wag op die Here. Daardie dinge is alles vaardighede van gebed. Dis deel van gebed. Daar's nie 'n magic resep, stap 1, 2, 3, dan werk alles nie. Dis wanneer ek dit doen, dis net soos daardie gebedskryger, net soos die mamma, net soos die ingenieur, net soos die werker, net soos ek en jy. Ons het vaardighede nodig, en die Here wil hierdie vaardighede in ons inbou. So gebed werk saam met die woord. Die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee, en dit is nuttig tot lering, tot teregwysing, en tot onderwysing, sodat ons vir elke goeie werk volkome
toegerus kan wees. Die woord van die Here maak skeiding tussen siel en gees. Gewrigte en murg is 'n beoordelaar van ons hart. Dit rig ons denke, dit vernuwe ons, dit maak ons sterk. Dis wat gebed doen. So, wanneer ek sê, God weet alles, dan is dit waar. God ken die wil. Maar wat doen gebed? Gebed bring my in die wil van die Here. Dis asof ek 'n sirkel trek en in daardie sirkel gaan staan en sê, Here, bring 'n verandering hier in hierdie sirkel. Help my om te verstaan. Bring verligting van my denke, bring vir my wysheid, bring vir my insig. Here, nederig kom ek na U toe en ek vra U wil en U plan. Verander my, vorm my, maak my, sit my op die pottebakkers kleitafel. Haal die onsuiverhede uit en maak my skoon en reinig my en berei my voor. Maak my gesond, maak my fiks, maak my vaardig om te doen wat goed is in die oë van die Here. Weet jy dat die Here se planne is mooi vir jou? Hy het 'n hoopvolle toekoms. Jeremia 29 vers 11 sê dit. Die gedagtes wat ek het aangaande jou is gedagtes van 'n hoopvolle toekoms. Die woord van die Here sê dat die meetsnoere het vir jou in lieflike plekke geval en jou erfenis is mooi. Dis wat die woord van die Here sê. Dis waaroor dit gaan vandag, is dat die Here het 'n plan vir jou. Hy's lief vir jou, hy gee om vir jou. Mense wat bid sê partykeer, maar ek bid en dit slat net hier teen die dak vas of dit val net hier op die grond. Dit voel of dit niks doen nie. Moenie opgee nie. Wil jy moenie opgee nie. Hou aan praat. Partykeer moet jy net stil staan. Jy weet wanneer 'n lorry so teen 'n bult uitry, dan gebruik hy al sy ratte. Alles. Hier van elke rat af, rat hy af soos die bult hoër en hoër raak. Totdat naderhand hy in eerste rat is en dan stoot hy daardie wa. Partykeer dan voel dit of daardie masjien te warm word. Die remme is besig om te brand. Al hierdie dinge is tweens gebeur. Dan stop hy daardie lorry, dan sit hy blokke onder daardie lorry sodat die lorry net so 'n bietjie weer kan rus. Dan kry hy hulp. En dan staan hy saam en dan trek die een lorry, die ander lorry en hulle help mekaar om bo uit te gaan. Dis gebed. Kry mense om saam met jou te bid. Gebruik hierdie 3 minute stukkies wat ons stuur in die oggende, die dagstukkies. Gebruik dit as gereedskap, as die woord om jou te help om te bid in die wil van die Here. Dit help jou om die krag van God te ervaar en die seën van die Here te beleef. Daar is hoop vir jou, daar is guns vir jou. Weet jy dat God op hierdie oomblik vir jou wil veg, aangaande sy engele opdrag gee om jou te help en jou te ondersteun in elke situasie, jou deur te dra. Deur sy wonde, sê die Bybel, Jesus het daar vir jou genesing gekom. Weet, baie mense kyk na die kruis van vooraf en dink hulle, ag, dit is waaroor dit gaan. Weet jy wat, stap 'n bietjie om die kruis en kyk agtertoe en sien hoe dat die merke, die houe, letterlik die Here uitmekaar uitgeskeer het en dat jy vandag deur sy wonde gesond kan word. Dink jy die Here wil dit doen? Ja, hy wil. Dink jy dat die Bybel is verkeerd as hy sê die goeie werk wat in jou begin het, sal hy volbring. Die Here sal dit volbring tot op die laaste dag. Dink jy as die woord van die Here sê, laat dit met jou goed gaan, soos wat dit met jou siel goed gaan? Nou kom ek verduidelik vir jou. Ek glo in God se genade. Ek glo dat Jesus Christus die prys betaal het. Ek glo dat ek niks is nie en hy is alles. Ek glo soos Johannes in Johannes 3 vers 30 wat sê, ek moet minder word en hy moet meer word. Ek glo hierdie dinge. Weet jy hoekom? Want sonder genade kan ek nie. Ek kan myself nie reg panel beat nie. Ek kan myself nie reg kry nie. Ek is verlore. Ek het nodig om gered te word deur die kosbare krag en die verlossingswerk van Jesus Christus. En weet jy, baie mense dink, ja, ek glo nou in die Here en nou moet ek maar op my eie stoei. Laat toe dat die werk van die Here, dat die volmaakte werk van Jesus Christus, die voltooide werk aan die kruis, ook in jou sal werk. Weet jy dat dit is God wat in jou werk? Om te wil en te werk na sy welbehae. Hy gee vrede vir jou vandag. Hy gee vir jou ondersteuning en hy dra jou deur vandag. Vat hierdie woord. Vat hierdie woord vandag. Laat dit toe. Laat daar 'n verskil vandag in jou lewe kom en dat die Here vandag vir jou 'n deurbraak maak. Weet jy, God is so lief vir jou. En hy sal jou in alles help, maar spandeer tyd in gebed. En ja, gebed is stoei. Gebed is wag. Gebed is hierdie dinge. Dis waaroor dit gaan. So dis wat die Here wil doen. Weet die volgende ding, sê die Here. Hy sê partykeer net 'n bietjie wag. Wag net so 'n bietjie.
Wag, dis nog nie die tyd nie. Maar dan kom daar ook die tye, wanneer hy sê, let's go. Ja, dit is die manier hoe God antwoord. Partykeer sê hy, kom ons gaan. Partykeer sê, spring aan, sit jou hand aan die ploeg, beweeg. Dis tyd om 'n verskil te maak. Beweeg op my woord, beweeg in geloof, beweeg op wat ek vir jou sê om te doen. Hy sê vir Petrus, klim uit die boot. Dit het nie logies sin gemaak nie. Hy sê, klim uit die boot uit. Hy sê vir Petrus, gooi 'n bietjie daar net aan die ander kant uit. Dit het ook nie sin gemaak nie. Hy vra vir 'n klomp mense om kos te kry en hy sê, wat het julle? 'n Paar visies en 'n paar broodjies. Dit het nie sin gemaak nie, maar mense het gereageer en hulle het 'n verskil gemaak. En dis dalk een ding van gebed wat vir ons 'n uitdaging is. Ons wil bid en dan wil alles net uit die lug uitval. Die Here sê 'n tree vir tree. Go, let's go. Kom ons maak 'n verskil. Maak 'n verskil. Weet, pay it forward man. Maak 'n verskil. Dis waaroor dit gaan. Share 'n bietjie, maak 'n verskil, dra 'n bietjie uit, wees die sout van die aarde. Jy weet, kry jou vriende betrokke en pay it forward. Ondersteun die werk van die Here. Dit maak 'n verskil in jou lewe. Weet jy dat wanneer jy iets vir die Here begin doen, dan maak jy die kapasiteit van God oop in jou lewe, sodat God seën in jou lewe kan bring? Weet jy, you are blessed to be a blessing? Dis waaroor dit gaan. Jy is gebless om 'n blessing te wees. En dis wat gebed doen. En ek wil jou aanmoedig vandag, dat die Here jou sal sterk maak en dat hy jou krag sal gee om vandag die oorwinning van die Here te behaal. God se guns en sy seën is vandag saam met jou. Weet jy, ek is so opgewonde oor wat God se woord in ons lewe kan doen. Weet jy, daar's soveel dinge wat die Here ons krag gee en hy gee vir ons sterkte en hy help ons elke dag. Mag jy vandag ook sy vrede en sy krag en sy antwoord ervaar. Ek wil vandag vir jou bid. Is daar vandag 'n behoefte in jou lewe? Is jy vandag daar in jou lewe waar jy vandag sê, ag Here, gee vir my die krag en gee vir my die sterkte om deur te breek? Dan wil ek vandag saam met jou bid. En ek wil vir jou bid dat die Here jou sal gesond maak. Kom ek bid vir jou. Vader, in die naam van Jesus. As jy wil, steek jou hand uit en laat die Here se guns vandag jou deel sal wees. In Jesus naam, Here, dank ek U vir die deurbraak. Ek dank U, Here, vir die guns en ek dank U vir genesing. In Jesus se mooi naam. Amen. En God bless. Besoek gerus ons webwerf www.3minute.church en kyk die video oor Pay It Forward. Kyk die video en maak 'n besluit oor hoe jy die werk van die Here kan ondersteun. Lekker dag vir jou.